Goeiedag en welkom by die eerste Sondag van die laaste kwartaal. So die einde is in sig. My ma sou gesê het, ons ryk al die stalle. Jong, dit is lekker om te kan weet ons het die jaar deurgemaak en dit is my lekker om te weet daar's 'n klomp van julle wat saam luister en saam dink en saam weet hoe belangrik geloof is ook vir ons as ons so die einde van die jaar ingaan. Kom ons raak rustig en ons vra die Here vandag ook waar jy ook al is, met jou sal praat op die manier wat hy wil. Kom ons bid saam. Ag Here, dankie dat ons kan weet U is met ons, waar ons ook al hierna luister. Dankie dat ons weet U werk met ons en U wil ons gebruik. En dankie vir 'n jaar wat tot op hierdie punt gevorder het en dat ons soos altyd kan sê U is by ons en dat ons soos altyd kan sê ons beleef U liefde en U leiding. Ons bid vir die laaste kwartaal, vir almal wat 'n klomp dinge nog moet afhandel hierdie kwartaal. Dalk is daar eksamens of dalk is daar werkdruk of wat ook al mag wees. Ons vra dat U seën oor dit alles sal wees. Ons bid dit alles in U naam alleen. Amen. Kom ek lees vir ons vandag se skrifgedeelte saam. Dit is 1 Petrus 2 en die opskrif daarso is die volk van God gebou op die kosbare hoeksteen. Die skrywer skryf: Hou dan op met elke vorm van kwaad, met alle bedrog, huichelarij, jaloesie en kwaadpratery. Soos pasgebore kindertjies smag na melk, moet julle smag na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan opgroei en die saligheid verkry. Julle het immers ondervind dat die Here goed is. Kom na hom toe, die lewende steen wat deur die mense afgekeur is, maar deur God vir die ereplek uitverkies is. Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. Daarom staan daar in die skrif: Kyk, ek lê in Sion 'n hoekklip, uitverkies vir die ereplek. Wie in hom glo, word nooit teleurgestel nie. Julle wat glo, deel in hierdie eer, maar vir die wat nie glo nie, geld die woorde: Die klip wat deur die bouers afgekeur is, juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword, en 'n klip waaroor 'n mens struikel en 'n rots waarteen jy jou toon stamp. Hulle struikel omdat hulle nie aan die woord gehoorsaam is nie, so het God dit ook vir hulle bestem. Julle daarteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is. Die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Julle was vroeër geen volk nie, maar nou is julle die volk van God. Julle het toe geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan julle barmhartigheid bewys. Tot sover ons skriflesing. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van God bly ewig. As daar nou een ding is in my lewe wat ek haat, is dit om op 'n dieet te wees. En ongelukkig is een van die dinge wat ek in my afgelope kom ons sê 15 jaar baie gereeld moes aanpak. En dit is aaklig. Dit is aaklig om te moet kos uitsny en dit is aaklig om te moet kyk wat jy eet en dit is aaklig om die hele tyd net aan kos te moet dink en hoe meer jy aan kos dink, hoe meer weet jy moet dit net vergeet en los. Dieet is aaklig. Maar tog is dit iets wat ek gereeld doen, want daar is altyd gewoonlik 'n rede hoekom ek dieet. Partykeer is dit om my klere te pas, maar in hierdie geval is dit nou, ek wil 'n mooi gewig verloor, sodat ek, wanneer ek nou 'n groot fietswedren moet ry, saam met my vrou oor 'n paar weke, dat ek nie ekstra kilogram oor die berg moet sleep nie. So vir 'n dieet om te werk, het jy 'n baie goeie motivering nodig. Jy moet baie goed weet hoekom jy op dieet gaan, want as jy nie die hoekom reg het nie, gaan jy sukkel. Vir my is dit nou om makliker oor die berge te kom, vir jou is dit dalk om goed te lyk as jy 'n seevakansie gaan hê, of dalk gaan dit oor gesondheidsredes wat jy op 'n dieet gaan, wat die rede ook al mag wees, maar jy moet weet, jou motivering is ongelooflik belangrik. Die rede kom ek hieroor praat is, want in 'n sekere sin is die skrywer van 1 Petrus besig om sy lesers daarop uit te wys dat hulle op 'n geestelike dieet moet gaan. Luister weer wat sê hierdie versietjie.
van die eerste paar. Hy sê, soos pasgebore kindertjies smag na melk, moet julle smag na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan opgroei en die saligheid verkry. Wat sê hy eintlik? Hy sê, jy het 'n spesiale dieet van geestelike melk. Jou aanvanklike gedagtes is dalk, maar ek is nie meer 'n kind nie, ek is groot. Die konteks hierso is eintlik waar hy vir gelowiges wat nou sê, maar ons het nou nuwe lewens aangepak, en daarom is ons nou nuwe mense, en daarom moet ons, soos kinders, melk kry vir hierdie nuwe dieet. Hy moedig hulle aan om 'n nuwe dieet te hê, 'n dieet wat dinge soos huigelary en jaloesie en kwaadpratery en al daai slegte dinge uitsluit en fokus op dit wat goed is. Nou hoekom sê hy dit? En 'n maklike vinnige antwoord is, sodra iemand ietsie sê, is dit gewoonlik omdat die teendeel in die realiteit besig is om te geskied. So wanneer hy sê, julle moet hierdie slegte dinge wegvat en net fokus op die goeie, is dit waarskynlik omdat hulle nou op hierdie stadium beginne fokus het op die slegte dinge. En ons kom dit nogal agter in die res van die konteks van die brief. Die skrywer van 1 Petrus sê baie duidelik, en ons sien eintlik baie duidelik, dat die gemeente vir wie hy skryf, besig was om moedeloos te raak. Hulle het aanvanklik tot bekering gekom. Ons weet die gemeente was geleë in Klein-Asië en vandag se Turkye. Ek was onlangs in Turkye. Daai grapie gaan nie vir my oud word nie, jammer julle. Maar in Turkye en hierdie nuwe gelowiges wat eintlik saam gemeenskappe begin vorm het en opgewonde geraak het, hulle het begin moeg raak. Want hulle het toe nou nie so vinnig die resultaat gesien wat hulle gehoop het nie. Jesus het toe nie so vinnig gekom nie. En nou is die vraag, maar hoekom moet ons hierdie doen? Daar's al hierdie stemme van hoe die wêreld dit doen. En nou begin hulle stadig maar seker, in Engels sou mens nou die woord gebruik, backslide. Hulle sou begin gly. En nou in die glyproses, daarom raak hulle moedeloos, begin hulle weer die slegte dinge doen wat hulle eintlik van altyd af nie moes gedoen het nie. Dis wat hy hierso vir hulle probeer sê. Hy sê, bly by jou dieet. Weet, as jy daarna luister, kon dit maar net sowel vandag vir jou ook geskryf gewees het. Want vir my is hierdie so relevant. Ek ken hierdie eintlik so goed in my eie lewe, waar ek goeie regte voornemens het. Ek gaan nou nie weer kwaad raak vir die taxi wat voor my inry nie. Ek gaan nou betyds opstaan en my kinders betyds by die skool kry, dat ek nie noodwendig hoef kwaad te wees of knorrig te wees wanneer ons vir alles laat is nie. Ek gaan nou meer gereeld my Bybel lees, ek gaan nou meer gereeld bid, ek gaan nou meer gereeld betrokke raak in die gemeenskap, meer gereeld betrokke raak by die gemeente. Jy het al hierdie pragtige voornemens. En as jy jouself weer kry, as jy maar net weer in dieselfde slegte patroon. Ek praat in die week met 'n jong man met wie ek nou al 'n lang pad stap, nou al seker al vir 10 jaar. En hy het so 'n paar maande terug met my begin gesels en eintlik gevra dat ek hom sal help met 'n verslawing. Ek moet nou sê, ek wil sê reisgenoot wees en iemand wees met wie hy nou net elke aand kan praat en sê waar hy op die pad is. En hy het die week 'n slegte week gehad. Eintlik die afgelope 2 weke 'n slegte week gehad waar in sy woorde, waar hy begin gly het, en hy sê in die week vir my, hy het nou geval met hierdie verslawing. En ek kry hom eintlik so jammer, want hy bel my, en oor die foon kan ek die seer en die teleurstelling in sy stem hoor. Hy is nou weer terug op die slegte kos. En die oomblik, hy was vir lank goed gewees, maar die oomblik toe die lewe net so 'n lelike ding na sy kant toe gooi, toe raak het moeiliker, en dan gly hy. En hoe maak jy dan? Dis nou hierso waar ek wil terugkom, na die reeks en die gedagtes wat ons die afgelope paar weke eintlik elke keer op die tafel sit. Dit is rondom ons altaarreeks. Ons praat die afgelope paar weke oor altare, en as jy nou mooi geluister het, sou jy nêrens die woord altaar gehoor het in die gedeelte wat ons saam gelees het nie, maar ek wil tog hê dat ons net hierdie weer stadig gaan saam luister, en dan gaan jy hoor wat dit is. Kom na hom toe, die lewende steen, wat deur mense afgekeer is, maar deur God vir die ereplek uitverkies is. Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, om 'n heilige priesterdom te wees, en geestelike offers te bring,
wat deur Christus Jesus vir God welgevallig is. Wat hoor jy? Ons hoor nie die woord altaar nie, maar ons hoor iets van klippe, van stene, van 'n hoeksteen. Ons hoor iets van 'n heiligdom. Ons hoor iets van offers wat gebring word. Waarmee is ons besig? Die skrywer is besig om hierdie beeld van tempel, om hierdie beeld van altaar in sy luisteraars se geheue op te roep. Hoekom? Wat is die funksie van 'n tempel? Wat is die funksie van 'n altaar? Ons het dit 'n paar keer al vir mekaar gesê. Dit herinner jou aan dit waaraan jy jouself verbind het. En dis waarop ons wil fokus. En dit is die vraag oor, maar hoe kan ek nou stop om te gly? Hoe kan ek fokus om op my dieet te wees? En die skrywer weer sê, onthou die altaar wat gebou is. En ek wil vinnig net een opmerking maak. Die eerste opmerking is, die fout wat ons gereeld maak, en wat ek ook in my eie lewe maak, en wanneer ek met mense praat, dikwels ook die fout maak, is, ons wil te veel op ons eie krag staat maak. Die skrywer doen dit nie. Hy begin te sê, kom na hom toe. Ons rede vir dieet is nie ons eie voorspoed nie. Ons rede vir dieet is om by God te kom, by Jesus Christus te kom. Hy is die hoeksteen. Hy is die basis. Dis die eerste ding wat ek wil sê. Die tweede ding wat ek wil sê, wat ek ook al op 'n vorige geleentheid gesê het, maar wat ek dink baie belangrik is om te verstaan hoe belangrik was tempels en aanbiddingsplekke in die antieke wêreld, spesifiek in Klein-Asië. Dit was wat jou gemaak het. As jy 'n stad was met 'n groot tempel, het jy aansien gehad. Dit was hoekom mense na jou toe gekom het. Gewoonlik by hierdie tempels was daar offers gewees wat gegee is, en daar was gewoonlik groot partytjies gewees, en daar was 'n hele subkultuur gewees saam met die offers. Dis 'n groot storie. So hulle word die hele tyd gebombardeer met 'n klomp wonderlike, pragtige tempels. Maar nou is die vraag, maar waar is ons tempel? En dis hierso waar die skrywer 'n ongelooflike opmerking maak. Hy sê, julle is die lewende stene. Ek het vroeër gesê, as jy op 'n dieet wil gaan, gaan jy baie goed moet weet wat jou motivering is. En ek dink ek kry my motivering in hierdie teksgedeelte. Hy sê, ons, saam met Jesus Christus, gebou rondom dit wat ons by Christus Jesus sien en doen en beleef, kan daarom ook leef, soos wat God van ons verwag. Hoekom? Want ons is lewende stene. Dit is my so interessant. 'n klip is mos nie lewendig nie. 'n klip is mos maar net 'n ding wat jy kan optel. Dit is geen waarde nie. En tog kom die skrywer en sê, maar jy is 'n lewende steen. As jy in jou lewe al in daai wêreld gaan rondloop het, of in die antieke wêreld, en jy sien die grootsheid van daai klippe, van daai stene, dan is dit merkwaardig. Jy kan nie dink hoe het mense sulke groot bakstene in daai tyd bymekaar gekry en teen daai berge opgetrek nie. Die skrywer sê, weet jy wat? Daai klippe is maar net klippe. En in plaas daarvan dat jy nou moet gaan na 'n tempel toe, om by 'n dooie klip te gaan aanbid, word jou lewe die lewende klip. Die lewende steen waar rondom hierdie gebou word. Wat is die rede vir ons dieet? Wat is ons hoekom? Want ons glo, as ons op hierdie geestelike dieet is, gaan ons die lewe ervaar soos wat hy bedoel is. In hierdie wêreld is ons probleem, ons stop nie lank genoeg om die vraag te vra, maar is hierdie lewegewend of dreineer hierdie die lewe uit my uit nie? En die oomblik wanneer jy die vraag vra, en dit is die funksie van 'n altaar, van 'n tempel, is om jou te laat stop om die vraag te vra, elke oomblik in jou lewe, wat doen ek om lewe te gee? Wat doen ek om lewe voor te laat spruit uit dit wat ek doen? Hoe gaan ek met my kinders om?
Hoe is ek besig om met hulle te werk? Is die kritiek wat ek vir hulle gee, is die dissipline wat ek probeer toepas, is die lewenslesse wat ek vir hulle probeer leer, is ek besig om dit alles te doen sodat hulle kan lewe? Of is ek besig om die lewe uit hulle uit te haal? Wanneer ek met iemand in 'n debat besig is, wanneer ek hulle van my standpunt wil oortuig, wanneer ek wil by die werk sit en eintlik gefrustreerd is en 'n klomp dinge moet doen, is die vraag wat ek in my lewe vra, is die altaar wat ek in my lewe bou, is dit besig om lewe te gee? Of is dit besig om lewe te vat? Die teksgedeelte probeer vir ons sê, ons is lewende klippe, lewende stene wat iets van God se teenwoordigheid deur ons lewens wil wys. En maats, hierdie is 'n splinter nuwe idee. Is 'n nuwe idee vir die mense wat hierdie teksgedeelte gelees het, want vir hulle was dit die manier hoe jy kan lewe ervaar is om na daai gebou te gaan. Nou kom die nuwe idee en sê nee, maar dit wat jy doen reflekteer al klaar iets van die heiligdom van Christus. Dis 'n nuwe idee vandag ook. Want ons dink nie genoeg aan die dinge wat ons doen as iets wat God se heiligheid reflekteer nie. Maar die oomblik wanneer jy jou lewe daai kant toe begin rig, dan is dit waar jy begin 'n lewe ervaar. Die afgelope week is daar 'n paar dinge wat ons gedoen het. Ons was betrokke gewees by 'n skool, by 'n groot funksie, wat nie gegaan het oor ons nie. Dit gaan daaroor om lewe te gee, om hoop te gee, vir mense wat daar sonder stap. Ek praat in die afgelope week met iemand anders, toevallig oor die gemeente se pad gekom het, sê sy, die rede hoekom sy hier is want sy het van ons gehoor in die Pep Store. Toe is ek nou baie opgewonde oor, nou wat is die storie? Toe vertel sy, nee, daar's 'n paar jong manne, dit was nou 'n paar van ons personeellede, wat komberse gekoop het vir 'n ouer huis. En sy kon te hoor, maar die manne sukkel, hulle weet nie wat se regte kombers nie. En sy vra, maar hoekom soek julle komberse? Nee, tannie, dis vir ons kerk, vir 'n ouer huis. Dis wat haar die motivering gegee het, en sê, nou weet sy waar sy gaan kerk. Hierdie gemeente, hierdie jong manne gee om oor ou mense. Hoekom is hierdie vir my so 'n mooi storie? Daar waar mense lewe, daar is waar mense die Here kan ervaar. Jou hoekom is belangriker as wat jy glo. Die oomblik wanneer mense weet hoekom jy ietsie sê, luister hulle na wat jy sê. As mense gaan dink, jou hoekom is maar net om meerderwaardigheidskompleks te hê. Die rede hoekom jy al hierdie goeie dinge doen, is sodat jy kan beter voel oor jouself, of omdat jy wil aansien beleef, of omdat jy wil hê mense met jou raak sien. Hulle gaan nie luister na die wat jy sê nie, want as hulle glo jou hoekom gaan oor selfsugtige redes, dan gaan hulle nie vir jou luister nie. Maar as hulle in jou kyk, en sien jy's op 'n geestelike dieet, en hulle vra hoekom, en die rede wat jy vir hulle kan gee is, want dis hierin waarin ek lewe vind. Dis hierin waarin ek God se teenwoordigheid kan beleef. Dis hierin waarin ek my lewe as offer vir die Here kan gee, en wat vir my sin en betekenis gee. As hulle kan sien, maar dis hoekom jy doen wat jy doen, dan gaan hulle luister na wat jy doen. My gebed is dat dit is wat ons sal doen. Dat die altare wat ons in ons lewens bou, lewende altare sal wees. Dit kan mooi simbolies wees in jou lewe, dat jy regtig 'n plek het waartoe jy gaan, dis ook goed. Maar mag mense eerder sien, dat jou lewe Christus reflekteer. Mag mense sien dat jou lewe saam met Christus as 'n tempel opgebou word, waar mense die genesing en die hoop, en soos die teksgedeelte sê, die lig van God kan raak sien. Mag jy in hierdie tyd jou lewe so fokus, jou dieet so kry, om te verstaan, die Here verwag van jou om so te leef. Nie net ter wille daarvan dat jy aansien kan kry nie, maar sodat jy sy lig, sy lewe vir die mense rondom jou kan uitdra. Mag dit by jou ook so wees. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons U klippe is, U stene is.
En dankie dat U lewe in ons inblaas. Mag ons lewe in ons wêrelde inblaas, mag ons lewe in ons gesinne inblaas, mag ons lewe in ons werke inblaas en mag ons, wanneer mense in ons kyk, sien, mag hulle sien dat ons gelowiges is wat U volg. Mag ons U lewe leef, nie ons eie lewe nie. Mag ons gebou wees op U hoeksteen, nie op ons eies nie. En mag ons verrys tot wonderlike tempels wat getuienis kan wees van U teenwoordigheid in ons lewens. Ons bid dit alles in U naam alleen. Amen. Kryners, ons is reg en sien uit om saam met julle huise te wees wat Jesus volg en dit te leef. By Kryn weet ons, die lewe is kompleks en gaan ons spasie skep waar jy kwesbaar kan wees en binne sulke veilige ruimtes groei en balans in jou lewe kan inbou. Hier is 24 verskillende groepe of bedieninge waarby jy kan inskakel. By party kan jy met jou gawes en passies kom dien en 'n verskil maak en by ander kan jy inskakel en met ander connect omdat jy dieselfde behoefte of belangstelling deel. Hier is iets vir elkeen om aan die liggaam van Christus deel te kan neem. Hier is ook vir jou geleentheid om lewensgroei te beleef, deur hulp en ondersteuning vir die areas in jou lewe waar jy dit nodig het, soos met rousmart en versorgingsondersteuning of egskeidingssorg, ons kursusse, huwelikskursus, ouerskapkursus, Bybelskapkursus. Hier is iets vir elkeen om by in te skakel. By Kryn is ons baie gefokus op ons groeigroepe. Groeigroepe is iets wat in die middel van die week gebeur, waar ons Kryners die geleentheid gee om in te skakel, saam met hulle vriende, saam met hulle bure, om saam oor die Here te dink. Dis 'n geleentheid waar hulle kan leer en groei in die geloof, en ons maak dit so maklik as wat ons kan. Ons gee vir jou materiaal elke week, in 'n kwartaal kry ons 5 weke, en dit is 'n wonderlike geleentheid om net weer dieper in geloof te groei. By Kryn het ons ook belangegroepe waar jy kan kom nes jy is en binne jou belangstelling behoort en aan 'n groep wat dit saam met jou kan deel. Dit is ook 'n lekker plek om mense na toe te nooi om saam die lewe te kom geniet. Kryn belangegroepe gaan dus oor kom, beleef, geniet en nooi. By Kryn doen ons goed, waarmee ons bedoel dat ons aktief, prakties en sinvol as Jesus se liggaam betrokke is, deur dinge te doen wat werklik 'n verskil maak en impak maak in ons gemeenskap. Ons fokus daarop om 'n gemeente in die gemeenskap en vir die gemeenskap te wees en 'n positiewe verskil te maak in ons gemeenskap, deur goeie dinge te doen, maar ook ander te inspireer om dieselfde te doen. Want dan leef meer mense met hoop, egtheid en vertroue, en dan begin die gemeenskap anders lyk. Ons hoop is dat Kryners se stories en hoe hulle Jesus daarin beleef, die liggies van hulle huise word, sodat dit sigbaar kan word vir die res van Kempton Park. Wanneer mens 'n ligfoto van ons gemeenskap sou neem, moet al die huise wat Jesus volg en dit leef, waar hulle bly, werk en speel, se lig duidelik sigbaar wees. En dan sal ander in die gemeenskap wat nog soekend is, vir wie die donkerte van die lewe soms te veel is, deur hierdie lig van Jesus wat deur Kryners uitgeskyn word, deur dit aangeraak word. Dit is hoe hoop en liefde sigbaar word in ons gemeenskap.